Vertel ons je story hier, uit op die koekplek. Laat die wereld niet meer wonder wie jij is. Laat je story opbrengen. Gaan leef nou als pres, leef als pres. Laat elke dag tel, leef als pres. Laat jouw licht verskil. Nou ja, mense het altyd in gesels oor rugby en voorries en backs en alles, maar wanneer jy met 'n man kom wat werklik waar die goeie rugby gespeel het, dan aanvaar 'n mens partykeer dat die backs ook goed is. Welkom by nog 'n episode van Uit die Koekplek. Nou ons gesels vandag met 'n legende, Andries Coetzee, of baie mense ken hom as Boeboes. Welkom by Uit die Koekplek. Baie dankie. Dit is 'n eer om met 'n man wat ook 'n groen trui oor sy kop getrek het te gesels. Andries, kom ons begin en ons vertel die mense, waar is jy gebore en gee ons so 'n bietjie rundown op die laerskole en die dinge. Ja, ek is in Bethal gebore, Bethal in Mpumalanga gebore. Ek dink ek was laas tot so 4 jaar oud. Toe het ons getrek na Robert toe en daar het ek groot geword. Ek was daar in laerskool staatspresident C.R. Swart gewees, 'n hele laerskool lank gewees en van daar af is ek HTS Middelburg toe gewees. En na dit was ek vir jaar in Stellenbosch gewees by die WP Instituut. Daar 'n jaar spandeer en van daar af teruggekom eintlik om te studeer. Ek was 'n bietjie laat vir inskrywing gewees en toe die enigste plek waar ons kon plek kry was by die Blouwil Akademie. Ek het daar gespeel en daardeur het ek dit tot by die leeu's gemaak. Het Tuks Young Guns gespeel, toe op die einde Tuks 2, Tuks 1, Wasie Cup en uit die Wasie Cup het ek 'n kontrak by die leeu's gekry. Daai tyd toe Nico Serfontein nog van die bulle toe gegaan het hy my saam leeu's toe gevat. Okay. Kom ons reverse ons gaan terug na HTS Middelburg en ek moet dit agter my hart kry want ek soos ek vir julle offset gesê het, die rooi bulle en ek kom met die wit bulle uit hier. Nou die stryery is nou wie se regte wit bulle, in my oë is Monas natuurlik die wit bulle. Natuurlijk. Maar ons het julle so profound julle daai lang pale daar by HTS Middelburg en ons is as 'n onder 15 span daar aangekom. En lang storie kort, ons het gedraw daarso, ons is terug Monas toe, ons het die game daar verloor en ons is uit en julle deur gegaan, julle skool en die direkteurs in daai jare het julle gaan wen. Maar HTS Middelburg, dit was net hard. Dit was verskriklike harde rugby met daai Middelburg ouens gewees. Julle het die groot rival natuurlik gehad met Middelburg self. Ja, kyk, dit is nog steeds 'n baie groot rivalry. Ek dink HTS veral daai tyd het klomp seuns gekry van plaaskole af, van plattelandse skole en daai tipe goed. So ek dink dit was altyd, en ons het geweet, dit is altyd moeilik vir die spanne om na ons toe te kom en daar te wen. En dit is 'n baie rugby tradisionele skool en dit is trots om daai rooi trui oor jou kop te trek eventueel as jy oud genoeg of as jy in graad 11, graad 12 is. Daai tyd na standaard 9 en matriek. So ja, baie trotse skool, veral toe ek daar was, my broer, my middelboetie was ook daarso gewees, altyd na hom gekyk, hy's 9 jaar ouer as ek, so ek het daar langs die veld gejol as hy gespeel het. Altyd 'n droom gewees om vir die eerste span te kon gespeel het en gelukkig kon ek toe op die einde van die jol. Maar ja, soos jy sê, mens, daai is die tipe games wat 'n mens onthou, wat jy net verloor of wat jy dalk deur kon gegaan het en jy kon selfs die direkteurs gewen het. Maar baie trotse skool en ek is baie trots op die skool. Ja. Maar ek is bly om te sien hulle nou half deur 'n dip gegaan en hulle kom nou weer terug. Ja. Net 'n interessante storie oor daai pale, so lank is. Asseblief, vertel my daai. Ek is seker teen wie ons gespeel en ek dink amper teen MAS en dit was ook so 'n naalskraper game gewees en ons het pale toe geskop op die veld en die bal oor die paal geskop. En een vlagman het sy vlag opgesteek en die ander een het gesê nee, hy is nie oor nie. En toe die ref besluit, okay, hy gaan dit nie die doel gee nie.
En van daar af het hulle besluit, dit sal nooit weer gebeur op die veld nie, en toe bou die moves aanval. Want ek moet nou vir jou sê, ek weet nie, hoe lang is daai paal nie, maar daar gaan beslis nie weer so incident wees nie. Ja, interessant gaan, dink ek is die tweede langste pale, as dit nie die langste pale is in die suidelike halfrond nie. Dit kan ek definitief, ek kan dit glo, dit is ons het so wind gehad wat daai dag deur is, nou my pelle wat nou self koekelik kyk, hy het self pale toe geskop en daar was die wind en die dinge en ou gaan altyd in daai what if en as ons maar net en dit kon en ja, ons het daai ding verloor, so my hart het so klein bietjie seer nog van ATS, maar dit was, julle is goed. Kyk, ek het in 3 Super Rugby finale gespeel en ons het nie een gewen nie, so jy moet weet hoe voel my hart. Maar ja, nee, dit is, soos ek sê, dit is daai goed en 'n mens moet maar saam met dit leef. Ja. Ongelukkig, maar dit is ook maar die great ding van rugby, dat jy daai memories. Was jou broer, wat het jy nog broers en susters? Ek het 2 ouer broers. Die een is 13 jaar ouer as ek. Hy was op Bethel op skool, hy het daar gematrikuleer. En dan my middelste boetie is so 9 jaar ouer as ek. Hy het matrikuleer in Middelburg, ja. En dan het ek twee sissies wat 3 jaar ouer as ek is en ook 9 jaar ouer as ek is. Ja. So, okay, so julle is 'n redelike. Ja, ek is die jongste een, so ja. Die bederfde ene. Mense sê so, maar ek weet nie. Ja. Andries, kom ons gaan 'n bietjie oor daarso jy het nou jy het by die leeu's aangekom en ek dink as 'n ou mooi gaan terugsit, ek dink nie was soveel as wat jy as 'n rugby speler dankbaar is om 'n plek te kry. Was dit nie 'n onloklike plek vir julle nie? Die leeu's was nie op sy beste plek gewees nie en dit was absoluut 'n hoop stene wat moes herbou word daarso. Ja. Kyk uit my persoonlike van waar ek gekom het, was ek maar net dankbaar. Want na my onder 19 jaar het ek gedink ek is klaar met rugby. Ek het senter gespeel toe ek daar by die WP Instituut was en ek obviously nie hierdie kant toe gekom, my kontrak gekry by die Leeu's, net om 'n jaar daarna uit te vind, ons is John Mitchell is toe afgedank en coach, dis waar coach Akkers 'n baie goeie werk gemaak het om spelers te kry wat nie noodsaaklik die aanskoulikste rugby speel nie, maar wat onder sy plan sal pas en sal inpas. En ons het geweet, obviously geld is 'n issue maar die ouens het nie te veel daaroor geworry nie, want ons het geweet mensueel as ons begin wen, dis nou maar ongelukkig hoe die game werk of gelukkig hoe die game werk, as jy begin wen dan dis wanneer jy weer borge kry, dis wanneer toeskouers weer op stadion toe kom. Maar ons fokus was net op daai oomblik gewees om die Leeu's weer in die Super Rugby te kry. Kyk, ons was 2013 uit die Super Rugby uit, het ons 'n klomp friendlies en goed gespeel. En ons het om die Leeu's weer in die Super Rugby te kry en 'n punt te maak dat ons daar is om te bly. En ons het dit gelukkig reg gekry en van daar af het alles net gebeur en dit was ongelooflike journey gewees met al daai groep ouens. Moet ek sê, daai was die beste tyd van my rugby loopbaan. Ek onthou, dit was vir my van, want ek is 'n baie groot Leeu ondersteuner tot baie hoe kan ek sê, kopseer vir baie van my vriende, maar dit was so sad vir my. Ek kom by Ellis Park aan en ek kom as die grootste Leeu ondersteuner daar aan en daar's nie eens 'n sponsor bordjie op nie, daai plek is leeg. Jy stap deur die plek is dit was 'n baie taai tyd en ek dink wat die amazing van die gedeelte is, julle het as 'n klomp manne het eintlik net vasgestaan soos jy sê, maar hoe elke dingetjie daai ek onthou waar jy die pubs agter gehad het en jy die winkeltjies en jy moet as jy wil koeldrank jy moet jy deur afstap onder toe daai kant toe want daar is maar net 3 stands wat burgers verkoop het en 'n bier verkoop het en 'n ding. En hoe elke dingetjie net so stukkie vir stukkie en swys en Johan daai dinge so akkies daai goeie so bymekaar gemaak is amazing. Ja, nee, dit was regtig amazing en om deel te wees daarvan is nog steeds 'n moeëse eer. En waar iets waarop 'n mens trots is om te sien van
met 'n vraagteken wat ons voor op ons stry gehad het, wie wil ons sponsor, waarmee ons uitgehardloop het, tot ons weer sponsors gekry het. Dit is ongelooflik en ek dink God het 'n groot rol in dit gespeel. Coach Akkers en Coach Swys, almal wat betrokke was, Coach JP, Cash, almal het 'n groot rol in dit gespeel. Ons almal het in dieselfde ding geglo. Ek dink dit was die hoofdoel of die hoofrede is van waar af kom ons geluk, van waar af kom ons talente en al daai tipe goed en vir wie sê ons dankie. En al die spelers het ingekoppel. Ek dink dit is waar hulle baie goed gedoen het met ons groep ouens wat ons gehad het. Maar julle het baie fokus op die geloof gehad in daai tyd. Dit was vir my baie profound en natuurlik baie trots om te sien, maar elke ding daar was 'n hele paar goed wat in plek gesit is. Was een van die goed is vloek, is ek reg? Ja. Jy mag nie vloek nie. Ja, die ding is, kyk as mens nou jou hoofrede geloof is, dan kom daai al van self dat jy dit nie wil doen nie. Partykeer is dit maar moeilik. Ja, natuurlik. En mense het maar nog steeds hier en daar gevloek en jy kry ouens wat bietjie meer vloek as ander, maar dit is ook hulle persoonlikheid as jy wat ek sê. En ons het geweet, geloof is nie my rede, maar jy kan nie glo en net terugsit nie, as jy hoor wat ek sê, dit kom ook deur harde werk. So ek dink deur die harde werk, deur geloof en onsself dra, kan ek dit so sê. Hoe ons onsself van die veld af dra, was 'n groot ding geweest. Dit gaan nie net oor die persoon wie op die veld is, en dit gaan oor die persoon wie van die veld af is. Dit was 'n baie groot ding en kom ons gebruik 'n voorbeeld, sê nou maar Warren White, ons kaptein, hy loop rond in Kreersdorp in die mall en hy vloek en skel en goed. Gaan mense sê maar dis hierdie ou wat ek gedink het jy is. Yes. Op die veld en van die veld af. So dit was 'n groot ding gewees hoe ons onsself van die veld af dra. Maar nou hier kom julle nou het julle hierdie leeuspan begin hou en ek meen julle het gespeel van 'n Russiese span en ek weet nie waar julle die ouens gaan haal nie, maar julle teen allerhande manne, maar dit was also great. Ek dink dit was die wonderlike gedeelte daarvan. Maar nou hier gaan julle nou begin julle bou en skielik begin mense aandag op hierdie span hê, want toe is julle nie net meer 'n klomp wannabes nie, toe begin julle die manne stamp. Ja. Julle gaan wen. Ja, ek dink dit het weer gekom by half winning becomes a habit, losing ook. Natuurlik. En ek dink ons het baie spanne gewen en ek dink veral in die Currie Cup het ons spanne gewen wat ons nie moes wen nie. Volgens nou statistiek en papier en al daai tipe goed en maar ons het begin die bulle wen, ons het begin die WP wen, Sharks, Vrystaat, EP Kings, Daar was julle monkey on the back. Daai was soos jy kon sommer duidelik sien want daar's natuurlik nou 'n politieke streek en ons gaan nie in daai goed ingaan nie, maar daar was 'n groot emphasis. Jy verloor die Kings nie. Ek dink dit was 'n groot ding vir hulle ook. Dis either ons of hulle. Ja. As jy hoor wat ek sê. So dit is nie net ons gaan nou obviously het jy elke game gegaan om te wen. Ja. Maar EP Kings was 'n moedwen. Ja. Want as jy draai teen hulle verloor, dan sê hulle okay, maar dalk moet hulle eerder in die super rugby speel, nie die Lions. Dis reg. So ek dink dis hoekom dit 'n groot ding daar was. Baie ouens wel verstres sonder dat hulle gesê het hulle stres, maar ons het geweet hoor hierso moet nie don't if it up. en ek onthou dit nog daai tyd het hulle nog die grap gemaak, julle moet eintlik maar almal saam speel in die Lion Kings word. Ja. Maar dit was maar okay, en hier begin julle nou wen. Hier begin die dinge gebeur, maar in dieselfde tyd nou begin ouens raak gesien te word. Dit is nou 'n geval van ek onthou daar was 'n stadion waar letterlik nie 'n leeu ou in 'n een of ander oefengroep was. Iemand ek meen julle was niks en hier kom dit en nou gat ons. En nou begin jy uitstaan, Faf staan uit, Akkers staan uit.
Warren Whiteley staan uit, Ja. Kriel staan uit, en skielik is daar stars. Skielik is julle op die map en julle kom terug in Super Rugby en julle begin goed wen. Ja, kyk, ek dink die ding, en dit is ook baie wat ek vir my laities ook leer by wie ek coach is, dis nie noodwendig die naam op die rug nie. Dit gaan oor die badge op jou bors. En sodra jy vir daai badge speel en die span doen goed, dan gaan die keerders, dan gaan die Springbok coaches begin kyk, hoor jy maar, hoekom doen hulle goed? Ja. En ek dink ek het tot op 'n punt gekom wat hulle ons net nie meer die ouens uit die span uit kon. Ek dink die eerste ou wat opgetrek was is Elgin Jantjies, toe Lionel Mapoe, Warren Whiteley. Die eerste jaar was dit so 4 ouens gewees, dink ek, as ek nou reg kan onthou. En toe die tweede jaar toe ons 9. Verstaan, want ons het aanhou wen. Ja. En ons wen teen Suid-Afrikaanse spanne. So ek dink hulle het besef, maar ons moet die ouens begin kies want hulle speel elke jaar in die Super Rugby finaal. Korrek. So ons kan hulle nie meer uithou nie. Ja. Maar dit is weer eens, ek glo nog steeds, ek sou nie 'n Springbok geword het as ek byvoorbeeld vir 'n ander span gespeel het nie. Maar ek het 'n Springbok geword omdat ek vir die Leeu's gespeel het, omdat ons saam gewen het. En ek voel baie van ons ouens het dieselfde pad gestap en was in dieselfde bootjie as ek. Dit is maar Ek dink julle is al daai geval van hard work beats a talented player, but when a talented player works hard, het julle skielik was daar dinge, en ek meen, as jy gaan kyk na die oukies wat saam met jou gejol het, ek meen genade, dit het begin legends word. Ek meen, dit is nie sommer net, ek meen oukies soos Faf, ek meen hy sit nou nog daar, ek meen hy is nou hang nog so aan die draad, ek sien hy is nou by die Pachitas toe, maar ek meen dit is so wonderlik dat daai manne die pad akker van 'n Merwe speel nog by die Bulle, jy weet, en so nou het julle hierdie gevoel, het dit die dinamika verander by die Leeu's, want nou het jy obviously ou wat van die bokke afkom en 'n ding, kry ou so 'n bietjie, begin die sterkies in die lug gaan, en ek praat nie van windgat nie, ek praat van julle begin agterkom, op ons sit hier met 'n wenresep hierso. Ja, ek dink dit was ook maar 'n groot challenge vir coach Akkers en Swys gewees, is om daai ouens te manage. Maar ek sal nie sê enigsins was daar wat mense al voel, okay, hierdie ouens voel nou 'n bietjie meer belangrik as die res wat agtergebly het. Ek sal nie sê daar was 'n gevoel, inteendeel dink ek, die ouens wat teruggekom het, en dit vir my ook persoonlik so gevoel het, as ek teruggegaan het na die Leeu's toe, nadat ek by die bokke was, het ek uitgesien daarna. Waar ek voel, waar ek dink, ek kan verkeerd wees, waar dit vir baie ouens anders toe is. Yes. Hy speel vir die bokke, maar hy is nie noodwendig lus om terug te gaan na sy klub toe nie. Waar ek voel, toe ons nou daai tyd daar was, jy het uitgesien om weer by jou stadion uit te kom, by die Leeu's, by jou vriende, want daai ouens, ons het almal maar meeste van ons het van 2013 af saamgekom. Ja. En so het party ouens maar bygekom, en hulle het of ingekoop, of daar was ouens wat in is en wat weer uit was, maar daar was ouens wat ingekom het en ingekoop het en ingepas het. En so ek sal nie sê daar was ooit so 'n gevoel van, of dat dit 'n issue by ons was met die Springbok Leeu's ouens. Toe julle nou, julle 3 finals letterlik op julle doorstep, die laaste een op Ellis Park, wat ek dink, of die tweede wat heartbreaking was, want dit is die een waar, wat sy naam van die veld afgestuur is, Kwagga met sy rooi kaart, en ons kan tot vandag toe nog gesels daaroor, maar ja, julle was so close. Dit moet julle harte breek, want ek meen, jy's elke keer, ek meen, almal het letterlik, julle het alles verwoes voor julle it's lined up die eerste jaar, tweede jaar is jy by die huis, en dit kom net nie. Ja, soos ek sê, net soos wat jy nou gepraat het, dit is iets waarop jy nie ongelukkig nie 'n regte antwoord het nie, en 'n mens moet dit aanvaar, maar kyk, 2016 was ons doelwit om in 'n quarter te kom. Want enigiets kan gebeur van 'n quarter tot 'n semi tot 'n final. So ons doelwit was om quarters te maak.
nie noodwendig om in die final te speel nie. Yes. Maar 2017 het ons nie een game verloor nie behalwe die final. Kry nog steeds hoendervleis Ja. oor praat. Maar daai was seker die ergste verloor wat ek ooit in my lewe gehad het. Want ons het toe naderhand teruggekom in die game en ek dink ons het met 5 punte verloor met 14 man. Ja. En dit was so klou. Ek dink as daai game maar 5 minute, maar dis presies nou wat dit Ja, sure. As daai game 5 minute langer was, kon ons daai game gevat het. Ons het net te laat, ons het eintlik te laat in daai game besef, hoor jy, ons kan hierdie ouens wen met 14 ouens. Maar daai was 'n groot teleurstelling geweest. En dan obviously 2018 weer finaal gemaak. Ongelukkig was coach Akkers toe weg. Toe ons daar ons was in Christchurch. Ja. Maar dat was 'n talle game geweest. Kyk, ek dink ek was nog gemaklik met die feit Christchurch het 'n ou besef, jy gaan nie net Christchurch doen en wen nie daai. Ja. Dis baie min spanne wat dit reg kry nog net in die gewone liga noem hulle nou maar games om in 'n final te gaan. Maar ja, daai een op alles spark het nie goed op my vel gesit nie, want die ou het regtig jy het eintlik al begin daai beker ingraveer en gesê hier's die leeu's. Maar jy het nou all in all as 'n ou nou gaan vat met jou Leo games. Ons het nou gepraat oor die 170 wedstryde gespeel van het URC, van het Curriebeeker, Vodacom. Is daar van hulle wat uitstaan vir jou? Is daar behalwe nou as 'n ou nou vat, ou gaan kyk na die 2 of 3 glamour games, maar is daar games wat vir jou Ek sal sê, kyk altyd my eerste een sal altyd vir my baie spesiaal wees. My eerste Super Rugby game was eintlik in 2012 onder Mitchell. Ja, dit was my eerste senior jaar geweest in Durban. Ek het nog opgegaan op losskakel. Die losskakel was Bush James binne senter Alwyn Hollenbach. En Alwyn het afgegaan, uit seer gekry toe skuif hulle vir Bush binne senter toe en ek het Fly-off gespeel. So dit was vir my 'n baie spesiale game. Nie net omdat dit my eerste Super Rugby debuut was nie, maar Bush was een van die ouens waarna ek opgekyk het op skool. In 2007 was ek matriek graad 11 en hy het in die World Cup finaal gespeel en nou 5 jaar later speel hy saam met die ou op langs op die rugbyveld. So dit was vir my baie spesiale wedstryd geweest. 2025 Currie Cup finaal wat ons gewen het was vir my baie spesiaal geweest in die WP. 2015? Sorry, 2015. Ja, ek wou net sê. 2015, ja. Ja, 2015. 2015 teen die WP was my baie spesiaal geweest. Ons het ook nie daai Currie Cup game verloor nie, dink ek. En dan sal ek sê daar was een game wat ons gespeel het. Ek dink dit was 'n quarter teen dit was 'n semis teen die Hurricanes. Of was dit 'n quarter geweest? Kan nou nie presies onthou nie. Nee, dit was nie. Dit was 'n game voor die quarters. Ons moes hulle gewen het om 'n home final of 'n home semi te kry. En ons het die game voor dit teen Natal verloor. Okay. En ons het daai dag ons het altyd 'n sirkelpak genoem wat ons nie oefen nie, maar bietjie mekaar weer leer ken en al daai tipe dinge en ons het daai dag vir die Hurricanes 'n redelike pakslag gegee. En ek dink in die semis het ons die Highlanders, sal ek sê, was vir my ook 'n pakslag gegee wat vir my 'n redelik spesiale game was. Ja. As jy nou so opvisie teen van hierdie ouens speel en jy het nou en ek praat nou voor jy bok is, as jy bok is jou mentality anders daar, jy weet jy gaan in jou groen en goud uithardloop, maar nou kom jy in hierdie Super Rugby en jy kom teen van hierdie All Blacks en jy kom teen hierdie Aussies. Ek dink dit moet nogal 'n taai een wees as jy staan en dink, okay, ek gaan nou op en ek gaan nou teen die ou Joel, gaan teen die ou speel. Dit kan nogal rof wees en as jy nog daar is dit nog erger. Ja, okay, dit is definitief 'n challenge en dit is nou iewes skielik die Crusaders, Highlanders, Hurricanes en wie mis ek? Chiefs se bestes by mekaar. As jy hoor wat ek sê, so my doelwit was daai tyd om nie te veel op dit te konsentreer nie. Wat ek moet doen in die game en wat die coaches ook jy doen net jou job. As jy 'n high ball moet vang, jy vang jou high ball. As jy 'n tackle moet maak jy 'n tackle, maak nie saak wie dit is nie. Kyk, jy skrik maar en daai tipe dinge, maar jy probeer nie te veel daaroor dink nie.
en dit het vir my gewerk. Of jou aandag van hulle af wegvat en meer op my en die span sit. Dit het nogals lekker vir my gewerk, ek moet sê, en die Aussies was my definitief meer fisiese span as wat die All Blacks. Ja, dit was vir my, hulle was my baie meer fisies. Kyk, ons het ook, ek het teen Michael Hooper, David Pocock, ons het teen 'n paar manne gespeel wat nogals, wat kan jol en wat fisies is. Maar hulle was my definitief 'n meer fisiese challenge as wat die Nieu-Zeelanders was vir my meer, jy kan nie foute teen hulle maak nie, want hulle byt dit vir jou. Hulle skiel, hulle byt dit so uit. Hulle leef van dit af. Hulle leef van 'n knock-on of 'n turnover want dan moet jy skarp. En hulle was my baie meer 'n slim tipe rugby span of rugby spelers as wat Australië meer vir my meer die fisiese. So Australië baie meer ons tipe game in oog. Jy kom met physicality. Kyk, dit gaan nou maar van speler tot speler af. Nee, absoluut. Nou met Warren Whiteley of met Malcolm Marx praat en hulle sou vir iets anders te sê, maar dit was my persoonlike experience gewees. En ek gaan nou aanbeweeg, ons gaan nou by die mooi bok gedeelte kom, maar in hierdie tyd wat 'n ou daar is, Andries, en ek meen jy werk met kinders, dit vat baie tyd, dit vat baie effort. Ek dink ouens sit vinnig en hy vang hierdie koppietjie en hy sê, okay, ek gaan nou provinsiaal speel en hy dis nie so nie. Jy moet ure insit. Ja, dit is vir ons land baie geseënd is met baie talent, maar dit ook die harde realiteit is net soveel maak dit op die einde van die dag. En nou wat jy ook gesê het van daar's spelers met talent, maar met die spelers met talent moet ook besef, dit vat harde werk. En dis hoekom baie keer spelers wat harder werk, dit maak, nie noodwendig spelers met talent. 100%. So dit is op wat ek ook vir my seuns sê, dit gaan nie noodwendig oor die talent wat jy het nie, maar dit gaan oor wat jy doen. Nie wat jy bereik. Ja, wat jy insit, en nie of wanneer jy oefen saam met die span nie, wat jy op jou eie ook insit. So, en uit my eie loopbaan uit, was dit uit en uit my ding gewees. As ek moet 5 uur by 'n plek wees, dan is ek 5 uur daar. En as ek moet oefen ek. En ek sal altyd na oefening kyk wat kan ek ekstra doen. Ongelukkig moet jy daai klein bietjie ekstra doen om dit eendag te kan maak, want dit gaan nie net in jou skoot val nie. En dit is wat jong spelers moet besef. Ja, jy gaan dit dalk maak, jy gaan dalk junior kontrak kry, en die ding van na junior kontrak wat jy uit 'n groot groep uitkom, dan gaan jy in 'n senior groep in wat kleiner is. En wat daar nie 'n ouderdomsgroep is wat wie mag speel en wie mag nie speel nie. So dit raak al hoe moeiliker en moeiliker. Kyk byvoorbeeld hoeveel ek dink Springbokke is daar vandat hulle begin Springbok nommers gee het, wat seker wat 1901 daar rond is. Ek dink ons is nou die dag eers oor 1000 Springbokke. Ja, of net so dit is om en by daar en dit is die realiteit. En dis hoekom ook mense moet net alles fokus op rugby nie. En dis hoekom ek so dankbaar is en was dat ek dit kon gemaak het, want ek het ook in my agterkop geweet ek was die persoon wat nooit regtig gesê was, hoor hierso, jy gaan eendag professioneel rugby speel. Daar was nooit vir my dit gesê nie. Meer cricket. Okay. Meer cricket as rugby. En ek het geweet toe ek daai geleentheid kry, en dit is ook maar deur goeie coaches, deur my ouers, deur my broers, wat vir my gesê het, hoor hierso, jy het nou die kans, maar dit nie opneek nie. En nie om druk op jou te sit nie, net om jou te laat besef, hoor hierso. Die erns van die saak. Die erns van die saak, maar vooral as jy dit nie maak jy dit nie, maar doen net jou beste om dit te maak. En dan as jy dit op die einde van die dag nie maak en dan sê, hoor hierso, ek het alles probeer, maar moenie sê, dis ek weet nie hoekom, maar jy doen eintlik niks ekstra of al daai tipe goed nie. Want jy kry baie blame shifting. Roan Kombrink het altyd 'n ding gesê wat soek 'n verskoning en jy sal een kry.
So Absoluut. ja, soek 'n verskoning en jy sal Dis 100%, dit Ja. is mooi gesê met daai. Ja, so en ek gebruik daai nog baie met my seun. Soek 'n verskoning en jy sal jou. Ja. Ek het 'n grafiek gesien en ek het eintlik nou reg op my Facebook gesit dat ons is nou al op 'n punt in 'n jaar of 3 of 4 terug was ons op 'n punt van 0.1% van die stelsel van Suid-Afrikaanse rugby maak dit nou tot 'n bok. Dit het nou al verander na 0.001%. As jy dit in mooi terme gemaak is dit 1 uit 14.000 spelers maak 'n Springbok. Ja. Dit's maar nuut en jy's nou self by Garsfontein. Ek meen julle is in 'n groot kompetisie en as jy net daar en ek praat baie met die seuns ook oor dit, as jy vat in die kompetisie wat julle is, daar's 10 of 12, soos jy nou kom ons sit vat 'n vleuel. Is jy een vleuel van 14 vleuels net in hierdie klein kompetisie. So wat maak jou spesiaal? Die enigste ding wat jou gaan spesiaal maak is die tyd dat presies wat jy sê is die ekstra tyd wat jy gaan insit. Elke minuut en uur wat jy ekstra op daai veld gaan spandeer, gaan jou define. As jy op talent wil gaan kyk, gaan jy in daai vleuel min of meer dieselfde spoed hê, min of meer dieselfde aftrap hê. Jy kan dalk paal, hy kan dalk nie paal nie, maar hy het weer 'n whatever op hom. So jy moet daai tyd gaan insit op hierdie goeters. Ja, en dit is die realiteit. Jy moet half jouself indink wat doen my opponent nou wat half dieselfde posisie as ek speel. En dit het my ook baie gehelp met my voorbereiding van 'n rugbywedstryd. Doen hy ekstra skoppe 10-10-1 ja. Doen hy ekstra gymwerk 10-10-1 ja. Doen hy ekstra analise 10-10-1 ja. Verstaan? So as ek nie een van daai goed gedoen het nie, het ek geweet, okay, daai ou is dalk bietjie meer voorberei as ek. En dan gaan jy half klaar in jou kop as jy dalk al klaar 'n stapie laer as wat nou moet jy perform op game dag. So ek het daai 3 goed was altyd my goed. Verstaan ek my place. Weet ek wat aangaan, weet ek wat die coaches wil hê. Weet ek wat hulle doen. Wat is van watse voete trap die vleuels veral vir 15 wat nou blaas die vender af. Hardloop hy probeer hy boor jou hardloop trap hy binne toe, probeer hy jou binne buite vat. So dis alles klein goedjies. So jy moet altyd dink wat doen my opponent op die oomblik. Ek dink jy moet 'n oop brein ook hê, want ek luister nou jy het losskakel gespeel, jy het op senter gespeel en jy het vleuel gespeel. En ek dink jy was op 'n stadium op fullback ook as ek dit reg het. Ja, ek het my meeste van my games as fullback gewees. Ek het skool fly-off, 'n bietjie binne matriek het ek binne senter toe geskuif. Uit skool uit my eerste jaar binne senter. Toe ek terugkom na Tuks toe het ek 15 toe geskuif. Ek sou 1 of 2 games vir die Leeu's vleuel gespeel. Maar meeste van ek het nou en dan uitgehelp op 12. Ek kan nie dink dat ek dink ek het 1 game vir hulle 10 gespeel. En coach Swys het daarvan gehou vir een of ander rede om nie 'n ekstra skramskakel op die bank te sit nie, want ek 9 so ek was so nou en dan op 9 ook gewees. Ja, nee, dit is so en ek dink dit daai van jy met die game, vir my is dit baie belangrik om die game te verstaan hoekom jy goed doen. Hoekom skop ons hierso? Hoekom skop ons lank? Hoekom skop ons 'n up en ander? Hoekom skop ons van 9 af? Hoekom wil ons dalk hardloop uit ons eie 22 uit? Verstaan en want daai ouens het dalk 3 ouens in die backfield of 2 ouens in die backfield, so daar moet iewers 'n spasie wees in die frontlyn. Ja. So dit is vir my baie belangrik om waar ek nou by Garsfontein coach, is dit vir my baie belangrik om dit vir die seuns te verduidelik. En nie net sê hoor hierso skop ons die bal, dis dit. Ja. Hy moet verstaan hoekom. Hy moet verstaan wat die verskillende zones en die verskillende Ja, en vir wat kyk ons? Kyk ons as die vleuels op. Is daar een nou in die backfield? Wat seker tipe goed. Hoekom clean ons verby die rak om die defense te keer om te volg? Daai tipe goedjies dink ek word nie noodwendig altyd gecoach nie, maar dit is wat ons gecoach was en dis wat nou so lekker is met al die kennis wat 'n mens opgebou het om dit nou weer oor te dra aan die seuns. Maar Andries, ek wil ook daai gedeelte, ek dink ons moet wegkom van die jare waar en ek kry dit nog by my laerskool coaching waar daai seun kom en sê vir hom, kom seun, ek gaan jou hier speel. Nee, coach kies,
My pa sê ek speel 8 of ek gebruik net 'n nommer. Ek speel 8 want oupa was ook 'n 8 en hy was 'n 8. Dan dink ek genade kan ons nie net aanbeweeg na die moderne wêreld toe nie, want jy het op al daai posisies gespeel en Grant Esterhuizen is op hierdie stadium die hybrid wat dan sommer gaan voorop speel. Maar dit is belangrik want wat jy gedoen het is jy het outomaties geleer wat vat dit van 'n scrummie, wat vat dit van die, maar as jy dan weer gaan vleuel speel, dan weet jy, maar die scrummie het 'n moontlikheid om 'n chip oor te sit in jou toe, so jy kan al in jou brein gaan uitwerk wat is jou counter op daai chip. Maar as jy nie 'n scrummie op 'n stadium was nie, dan gaan jy nie kan lees wanneer daai ou gaan 'n chippie doen nie. Ek sê nie 100% saam met jou en dit is hoe meer jy in verskillende posisies en ons het ook so ding by die Leeu's wat coach Swys sommer, ek weet nie nou coach Swys of coach Akers was nie. Jy moes almal se detail op die veld geken het. So nie net jou posisie se detail nie. So hy sou vir jou die koutjie gegee het en vir jou gesê het teken vir my 'n play 10. En dan moet jy elke liewe ou geteken het waar hy moet gaan. Van stuk tot 15. So dit is baie belangrik dat jy weet waar die ander ouens is en wat is die ander ouens se werk op die veld. En net op daai punt wat jy vir my gesê het is dat kyk 'n coach sal nooit iemand skuif net om hom te skuif. Jy sien dalk iets wat die oupa nie gesien het nie. Verstaan? Jy kan nie agste man speel, maar dalk as jy 'n briljante binne sien. Verstaan? En mens sien dit by oefening. Oupa is nie by elke oefening. Nee. Pa is ook nie by elke oefening nie. So jy sien dalk iets in hom en dit is by tuisspanne is jy gelukkig daarmee wat die ouers half terugtree en die coach trust, ander skole en ander spanne het jy maar ongelukkig daai pa wat na jou toe gaan kom en sê hoor hierso. Die ergste is daai as jy dan oupa nader roep dan sê jy want nou verwag jy hierdie ou wat ek meen hy gaan nou vir jou stats gooi en hy gaan vir jou 'n CV uitgooi van waar hy was, dan vind jy net uit hy het vir Nigel se derde span gespeel, jy weet so dit is anyway, kom met die glamour. Kom ons kom by hierdie groen trui. Onthou jy die dag toe jy daai call-up gekry het? Ek glo mens kan seker het jy vermoede gehad jy gaan bok word of was dit net 'n droom? Kyk, my agent daai tyd het vir my obviously was dit altyd 'n droom. Baie groot droom. Soos wat ek ook nou gesê het, ek het nooit of ek binne my geweet ek gaan my beste gee om eendag professioneel te speel en van daar af te vat. En soos wat die Leeu's op begin wen het en my rugby op self beter begin raak het, en mense het al daai verwagting in jou, maar daar's ook tye waar dit nie gebeur nie. So jy berei myself altyd voor vir die slegste, wat nie altyd noodwendig 'n goeie ding is nie, maar nie dat dit sleg is as jy nie gekies word vir die Springboks nie, maar ek het vermoede gehad en my agent het gesê ek het 'n goeie kans. En ek het nog, ons het in Kensington, ek en Jaco en Faf het saam gebly in Kensington. Ek was daai dag alleen by die huis, ek weet nie waar was hulle twee nie, maar ek was daai dag alleen by die huis gewees, op die bank gelê en ek het geweet die Springboks span groep word aangekondig. Ek het nie 'n oproep gekry nie. Okay. En hulle het die Springboks span uitgeleer op Supersport, maar dit was live gewees en toe is my naam nou daar gewees. En ek moes 'n oomblik vat om te dink, okay, wel hierdie is nou realiteit. Realiteit en ouers het my dadelik gebel, broers dadelik, wel wie kom nog my gebel het, dit was maar net 'n ongelooflike gevoel. Mense hart klop gaan dadelik van 0 tot 100. Dit was maar ongelooflike, ek dink ook in 'n mate van 'n reward van alles wat 'n mens ingesit het in 'n mens se lewe. Nie dat dit noodwendig sleg was nie. Om rugby te speel is 'n voorreg. Dis jou reg nie. Yes. Dis jou voorreg. Daai is die mooiste ding. Dis jou voorreg, dis nie jou reg nie. Ja, en ek dink van al die harde werk wat jy in jou lewe ingesit het en jy kry uiteindelik daai achievement as ek dit so kan sê. Was ongelooflik geweest.
Nou gaan jy bok word en obviously die hardloop alle kante jy word nou jy gaan 'n deel aan die groep toe. Wie was die afrigter geweest? Alistair was die afrigter. So nou het Alistair Coetzee jou daar. Ek dink jy klop jouself so nou en dan om te sê hoorie hier sê nou by die boys. Ek meen wat was jou springbok nommer? 884. 884. Ja. En nou sal dit nooit vergeet nie. Nee, hy sal dit nooit vergeet. Jy sal dit nooit vergeet. Dit is iets wat niemand van jou kan wegvat nie. Nee, dit is nie. En ek ken dit is waar wat jy sê, sodra jy het liep, as jy nou die call-up kry en jy's nou in die springbokgroep, alles gebeur so vinnig, jy's by die Leeu's, dan as jy iewers skielik moet jy op 'n vliegtuig klim. Dink ons was PE toe gewees. Wat Hermanus, ek kan nou nie presies onthou nie, maar wat alles 'n rush is en daai tipe goed en ek het ook net eendag besef hierdie gaan so vinnig verbygaan. En ons het daai tyd het oom Janie Pitter met ons gewerk. En hy het altyd 'n ding gehad as ons nou by die Leeu's gespeel het, stay in the moment, veral met die finale en die semis en die quarters en daai tipe goed. Bly in die oomblik. Want tyd gaan so vinnig verby. En ek het alles soveel as moontlik probeer inneem. Dit was my grootste ding in plaas van is nou daai kant en nou die kant toe. Hier kry ons nou kiet. Neem dit in. Verstaan, bly in daai oomblik want jy gaan nie weer noodwendig in daai groep wees nie. Jy weet nie hoe werk die toekoms nie. Jy weet nie wanneer kry jy weer springbok kiet of wanneer stap jy weer vir hulle uit of al daai tipe dinge nie. So daai was vir my half my motto gewees toe ek nou by die bokke was daai my ding gewees soos bly net in die oomblik en geniet dit. Geniet elke oomblik wat die Here jou mee geseën het. Ja man, so die eerste toets was die Franse. Julle 3 toetse na mekaar. Die Franse hierso in Suid-Afrika gespeel, begin by die Franse en op Loftus. So ek dink dis 'n baie moeilike toets, maar is makliker om dit bietjie by die huis te doen voor jy nou gaan Erie klim en iewers daar in die buiteland moet gaan speel. Nee, definitief. Nee, ek was baie bly dit was hierso, ons naby vir my familie en dit was vir almal spesiaal geweest. So nee, dit was op Loftus geweest. Gelukkig gewen teen die Franse, redelik alright gewen dink ek. Ek kan nie presies onthou wat se telling geweest, maar dit was ongelooflik. Want was daai toets te vinnig in jou kop? Want die ou sê nou live in the moment, maar daai steek al bly in die oomblik, dit gaan maar nog steeds vinnig verby. Dit is 80 minute en om elke oomblik te onthou vir die res van jou lewe. Maar dit was wel ons wou dit baie vinnig gemaak het en maar net die skare, die gesingery, die ophef wat hulle maak by 'n toets, die rockets en crackers en die sang en al daai tipe goed. Dit is ongelooflik. Dit is ongelooflik en wat lekker is daarso is dat dis elke liewe game so. So ja, nee, dit was so ongelooflik ervaring. Dis soos ek sê vandag maar daai ouetjie wat so voorhardloop by die MP doen. Daai man is groter as die Springbok homself. Hy's 'n massive. Nee, hy's massive. Hy's nog sy tante. Hoe is dit? Ja, ek weet die een wat daai tyd ek is nie seker of dit nog steeds dieselfde is, maar die groot, die billetjie. Hy's 'n tante. Ek weet nie baie waar hy tande uitkom. Daai klomp spiere nie. So 13 toetse verder, 4 teen die Franse. 2 teen die All Blacks, 2 teen die Aussies, Wallis, Ire, 2 teen Argentinië. 13 toetse. Wat erin staan vir jou? Obviously ek dink jy gaan eers vir my dalk sê die All Blacks daar. Ek dink dis 'n ultimate vir 'n ouetjie, maar watter toets staan uit vir jou? Kyk weer eens my eerste een. Ek sal sê dit was my baie spesiaal geweest. All Blacks daar was 'n tawwe een. Dit was toe ons so ver verloor het. Dit was nog steeds 'n experience, maar definitief nie my favourite. Nee, die wat jy wil onthou nie, Kyk, toe ons teruggekom het, was dit ook vir my baie spesiaal want dit was op Nieuweland gewees en dit om 'n toets daar te kon gespeel het teen Nieu-Seeland. En Nieu-Seeland, die Kaap het maar baie Nieu-Seeland ondersteuners. So dit was 'n moeëse rivalry in die Kaap. En ons het daai game op die einde toe verloor met 'n punt. Dit was my baie spesiaal geweest en dan die ene in Frankryk. Dit was voor, ek dink hulle het gesê 92.000 mense.
So dit was in Parys gewees, dit was my, ek moet sê, dit was die 3 toetse wat vir my redelik uitgestaan het, ja. As, ons sit nou self nou as ons na hierdie toetse kyk en ek praat na ouens soos Wallis in Ierland en daai ouens, hulle die pragtigste volksliedere. Tog as jy seker daar staan, ek meen jou eie volkslied is jou volkslied. Ek meen you live for it, maar daai ander manne en jy hoor soos nou in Wallis jy het in Cardiff gespeel daar in die Millennium Stadion. Dit moet seker ook 'n ou hoendervleis gee om te hoor hoe daai mense sit hulle die Wallise. Ja, en daar is die dak ook nog toe, so dit is alles 2 keer harder en maar nee, dit is om daai volksliedere te hoor is regtig ongelooflik. Selfs nou as mense dit nou hoor, dan sit mense ook die TV so natuurlik, so 2-3 knoppies harder. Nee, mense jy wil soms sing, maar jy bly maar stil, maar ons maar net omdat dit tweede natuur is, maar jy maak maar jou oë toe of jy luister net en jy neem weer hier in sy oomblik in. Want dit is regtig ongelooflik en dit is 'n blessing. En nou beland jy in die woestyn, want nou het nou daai 13 toetse gespeel en dit almal het in 'n jaar gebeur, né? Ja. En boem. Dankie Andries Coetzee, jou bok. Jy sien nou daar nie en jy gaan altyd die hoop hê, maar nou is jy in 'n woestyn, want jy moet nou teruggaan van 92.000 mense terug na 'n leeuspan en niks teen daai nie, maar jy het die hype gehad. Dis seker moeilik om jou fokus weer terug te kry en nou is jy out of favour. Wie het oorgevat? Wie het hulle toe ingetrek op jou posisie? Kan jy onthou? Willie ingetrek. Ja, hulle het vir Willie ingetrek. Ja, die ding is ook nee, dit is taaf. Dit is taaf dat jy nie weer in die groep is nie. Maar verskillende coach, hy soek iets anders uit 'n fullback uit of hy het dalk al 'n pad met die ou gestap. En dis wat ek het dit al lank terug agtergekom. Jy kry 'n coach wat jou back of jy kry 'n coach wat jou nie back nie of nie noodwendig so baie back. Of jy speel nie sy tipe game wat hy wil. Presies, en ek het dit respekteer. Ek was nooit kwaad oor of enigiets nie. En ek kon net teruggaan en weer my beste vir die Lions gee. Was 2018 het ons weer in die finaal gekom. 2019 toe slaan COVID half en dis toe ek begin kyk het om bietjie oor see te gaan speel. Mense elke rugby speler kom tot op daai punt wat daar kom onthou net in ons land al is jy die gevestigste of gevestig in jou posisie, daar kom elke jaar 'n ouetjie deur wat ook talentvol is, wat ook wil speel. Wat ook honger is vir 'n boktrui of 'n leeutrui, en ek het half daartoe besluit, weet jy wat, ek gaan bietjie oor see gaan. Ek het net my vrou ontmoet so 'n jaar voor dit. Ons gaan bietjie Japan toe. Ek dink dit was die regte tyd in my karier om daai besluit te maak. En daai het half al my aandag weer daar gesit en my fokus daar gesit. En ons het 'n ongelooflike tyd in Japan gehad, regtig by Kintetsu. Geef ons daai vol naam van daai. Ek het dit hier mooi neergeskryf, maar dit is Hanazono Kintetsu Liners, ja. So, maar of net Kintetsu, dit is die eintlike company is die trein railway company. Okay. Ja. 'n ongelooflike tyd in Japan gehad. Obviously deur COVID en alles. Ek dink dit is die enigste plek oor die wêreld, ek kan verkeerd wees, wat nie ophou hulle volle salarisse betaal het nie. Wat nie pay cuts gemaak het nie. Sure. Maar dit is nou maar die Japaneese. Hulle is tradisioneel, hulle staan by hulle woord. Hulle sal aanhou hulle mense betaal. Al ek baie respek gekry vir hulle. Nie omdat ek nou my geld gekry het nie, maar net overall, ongelooflike tyd in Japan gehad. Van Japan af was ons Italië toe, Benetton toe. Daar ook baie lekker. Baie ongelooflike plek. 2 jaar daar. Mooi plek. En ons het toe is ons van daar terug. Toe is ek weer terug na die Lions. En ek het met die Lions gepraat daai tyd en gesê ek wil staan nou half om klaar te maak. En dit het ons eerste kind gekry. Ons het daar eerste jaar was in Italië gewees, maar ons wou teruggekom met huis toe. En nie kom lees maak, Het jy offisieel geretire
of is jy geforseer om te retire, want ouds moet maar so half, die forceer is gewoonlik of jy word net nie meer gekies nie, of jy gaan in 'n besering uit, of het jy op jou eie terms afgegaan? Kyk, ek het nie weer by die Leeu se kontrak gekry nie. En ek kon weer oorsee gaan. Ek was Frankryk, Eredivisie, ek kan nou net nie op die naam kom nie, en daar was 'n opportunity om Amerika toe te gaan. Maar ek was op daai punt wat ek het nie meer die dryf gehad, as ek dit so kan sê. Ek het nie meer dit is 15, 16 jaar van professionele rugby, wat uit 'n mens uitkom, en party ouens speel langer, maar party ouens, ons almal is nie dieselfde nie, maar ek was gereed vir lewe na rugby. Ek kon weer sê nou maar gegaan het, my familie saamgesleep het, net om oor 2, 3 jaar weer terug te kom. Ek dink dit was die regte tyd om my toks op te hang. Maar soos ek sê, ek het net nie meer daai dryf gehad om oorsee te gaan, myself weer te bewys. Maar ek is reg om die lewe na rugby aan te pak. Ja, ek dink dit was die regte tyd gewees. En daai stap, die lewe na rugby met elke rugby speler doen. Jy gaan nie vir ewig rugby speel. En dit is 'n groot stap, 'n moeilike stap, maar op daai oomblik was ek reg vir dit gewees. En ek is tot vandag toe nie spyt dat ek opgehou het nie. Ja, ek dink 'n mens gaan so uit daai retirement het ek onthou toe ek opgehou het na 30 jaar se rugby speel, toe ek wil dit nou 'n mooi woord gee vir die kamera, maar ek het so half gatvol gewees vir rugby. Ek het gesê, weet jy wat, ons het nou genoeg gerugby. En weet jy, snaaks genoeg het ek in daai tyd, en almal ken my as ek is so met my rugby, dan klim ek in die kar en ry ek en bel jy ons, en sê, hoor jy, Leeu speel die bulle, of die bokke speel All Blacks, sê, stuur maar skor as jy wil. Maar ek het vir daai jare wat het ek eintlik maar, ek wil dit nie depressie noem, kom ons noem dit vir die lekker vir die depressie, ek wil net niks meer met rugby gehad het nie. En ek sien baie spelers gaan weer daai tyd, want nou is jy skielik nie, hier's nou nie meer, die 92,000 mense kyk nou nie vir jou nie. En die skerige gedeelte wat vir my altyd met hierdie goed kom is, en wat ek altyd vir ouens probeer sê, is jy moet besef dat jy gaan nie daai superhero bly nie. Ek het, my seun is nou 12 word 13, en ek sit 'n ruk terug en daar kom Pieter Hendriks op. En ek is soos, wie's Pieter Hendriks? Seun, kom kyk gou, wie's dit? En dis niks sleg teen Pieter Hendriks nie, maar hy het nuwe heroes, hy is Cheslin Colby, en hy is al hierdie nuwe ouens, en jy moet besef, jy is saam met 'n era. Jy is saam met daai era, daai ouens sê, daar's Andries, maar jy gaan iewers in 'n winkel instap waar ouens nie meer gaan onthou dis Andries seun nie. Of nee, mens kry dit al klaar, verstaan, as jy nie 'n regtig 'n groot rugby kyker of liefhebber was jy, dit is al klaar. Met my waar dit al so wat mense nie meer herken nie. En dit is glad nie, dit het nog nooit van my gegaan daaroor. Nee. So maar soos jy sê, dat daar kom 'n tyd wat jy net besef, en wat jy besef soos, okay, dit is nou, want jy eet slaap rugby. En dit is van skool af word daar vir jou routine, en eintlik eers na rugby. Ek het nou die dag gedink, almal praat van na rugby, as jy hele lewe lank gesê, jy bly by jou program, jy met daai tyd daar wees, jy doen dit, jy doen dit, jy doen dit. Maar dit begin eintlik al vandat jy 'n kind is, word daar vir jou gesê, dit gaan deur skool, jy moet so laat by die skool wees, jy moet so laat by rugby oefening wees. Dan gaan jy na 'n professionele era toe, daar word dieselfde vir jou gesê, nou hou jy op. Wat nou? Nou gee niemand om of jy pizza eet of jy nou vir die pak chips gaan, En dit is maar in die land waar ons bly. Jy kan die beste rugby speler wees in die wêreld. Maar ons het genoeg talent in ons land, maar die volgende ou wat jou trui gaan aantrek, gaan net so goed wees, of dalk beter as jy. En dit is, laities kyk rugby, hy sy heroes op TV, sy heroes nie van TV af. Nee, dis nie die... En dit is, vir baie ouens dink ek, dit is moeilik. Ek dink my grootste aanpassing was, om vir myself 'n routine uit te sit, deur die dag. Want nou, as ek lus is, kan ek tot 11 uur toe, ek kan nie, want ek het 2 klein dogtertjies, maar ek kan huis toe kom nadat ek hulle by skool afgelaai het, en iemand gaan my vra, hoor hierso, Ek was hier nog in die gym nie. My maat, waar is jy? Ja. So dit is, ek dink daai aanpassing is nogals groot na rugby. Andries, die live after rugby, wat is Andries nou vandag?
ons het nou gehoor van Garsfontein, maar gee ons net so. Ja, so ek is nou betrokke by Hoërskool Garsfontein. By die 115 is ek die coach en dan doen ek die eerste span se defense en ek help met die skoppe by die skool, die skoppers. En dan het ek en die tweelingbroers JP en Roan Smit het ons die uit7 rugby kliniek wat ons kyk ons myn fokus is om meer na plattelandse dorpe toe te gaan of die stad ook. Dis nou nader vir ons in die stad, Ja. maar om na die plattelandse skole toe ook te gaan en klinieke daar aan te bied want ons het agtergekom daai dorpe en daai skole het nie noodwendig die luxury om al hulle seuns na skool na die stad toe te bring en dan 'n kliniek te hou hierson nie. Dit is ook, ek weet dit is groot geld issue vir party spelers op skool. So ons vat ons kliniek na die skole toe. Wat lekker is. En dan ja, dan is ek en my boetie het dan my nou 'n bietjie half by hom ingetrek. Ons help klein besighede om tegnologies by te bly met vandag se lewe. Kom het sê met websites, met apps, met social media en daai tipe goed om op te skerp. Mense kry maar eienaars wat bietjie ouer is wat ja. al die dinge Ja, wat ek ken al hierdie, ja. Ja, so dit is vir my, dit is 'n lekker challenge, ek moet sê, dit is vat baie geduld, vat baie tyd, maar dit is ook half jy kry tipe daai reward op die einde, sê nou maar as jy 'n web-based app klaar gebou het en hier is die ding nou klaar en hy funksioneer en iemand kan hom gebruik. Ek moet sê ek geniet dit nogals, dit is my nogals interessant en dit is vir my heeltemal iets anders as rugby. Yes. Veral dat ek nog steeds besig is met die rugby, maar om my se kop bietjie weg te vat soos jy nou ook genoem het. Ja. Jy wil partykeer net los my eie, ek wil nie nou rugby praat. Ja. Dit vat my kop heeltemal weg van die game af wat vir my baie lekker is. Ek dink dit is erg partykeer almal dink net as jy nou met 'n komediant kuier dan Vertel gou 'n grappie. Ja. jy wil amper nie grappie, selfs met 'n rugby speler, jy wil ook soms net nie hoor hoeveel drie het jy gedruk en hoe baie het jy alles gedoen. Ja. Jy het 'n beautiful familie by die huis, vrou en kinders. Vertel ons 'n bietjie van hulle, maar daar's 'n storie behind dit want julle wou trou en dis in die COVID tyd. Toe moet julle nou eers maar gaan handtekeninge gee en sê ek is baie lief vir jou en toe kon julle nou later eers julle fairy tale troue gehad het. Ons het nog nooit ons fairy tale troue gehad nie. Regtig? Ja, so COVID het gekom, ons het verloof geraak in was 2018, nee, ja, 2018. Ja. En COVID het obviously gekom en ons is tussen wat ek weer teruggegaan het moes Japan toe. So ons het teruggekom en COVID so erg dat mense nie net op die vliegtuig kan klim en gaan nie. Het ons in daai breek in 2019, 15 Mei, wat om die draai is, het ons het in Kreersdorp getrou by die NG Kerk. O, regtig? Ja, Julian Reling, hy se vrou het ons getrou, sy is dominee. Ja, dis hy. Assumie, sy het ons getrou, daar was 4 mense, 5. Nee, 5. Was Sumi, die dominee van die kerk en dan ek en my vrou en Julian was daar gewees. En toe intussen tyd het ons vir klein Lentely gekry en toe het ons net nooit by die troue uitgekom. Ek het nou die dag voor gesê, ons moet maar eendag 'n datum vasmaak en ons moet dit maar deurdruk en ek dink dit is nog steeds baie spesiaal vir 'n vrou om in die kerk af te stap en jy kan jou speeches doen en al daai tipe goed. Dis nou ongelukkig iets wat ons nooit gehad het nie en ongelukkig het ons nog nooit op 'n honeymoon nie. So ons beplan nog altyd. Mart, sy is jou, Mart is jou links en jou regs. Yes. Ja. En dan jou dogtertjie se name? Is Lentely en Zywa. Hulle ouderdom nou? Zywa het nou 3 geword, 14 Februarie en Lentely word 5 in Junie 27 Junie. Okay. En so hulle is nou en soos ons hier gesit het en soos ons die onderhoud beplan het, is een se mangels uitgehaal. Ja, sy was en dan is dit chaos, dan is dit chaos, so mense. Ja, ek weet nie of dit vir haar eintlik 'n pluspunt is om by die huis te bly en die hele dag hier te jol en dan eintlik, maar sy het vanoggend gesê sy wil weer skool toe gaan. So
ons sal maar kyk. Ja, net om af te sluit jou motto in die lewe. Andries, hoe pak Andries Coetzee die lewe aan? Wat is jou strewe? Waarna, hoe werk dit? Ja, daar is 'n paar goed wat by ek staan in my motto is, maar ek sal sê my groot een en my main een is alles gebeur op God se tyd. Of met God se tyd. Die lewe is erg besig en is hierdie kant toe, daai kant toe en 'n mens probeer 'n sukses van 'n mens se lewe maak nou. En ek dink baie mense raak frustreerd in dit en ek was self ook daar wat nou, veral na rugby. Ek wil nou weer half dieselfde geld verdien as wat ek toe ek rugby gespeel het. Maar ek het ook agtergekom God se tyd, dit is waarmee mense nog steeds hard werk. Hy sal vir jou gee wat nodig is. Op die regte tyd, op die regte plek. Of dit nou is oor 2 of 3 jaar en of dit is oor 10 jaar. 'n Mens kan net glo en vertrou en jou kan bring. Want ek glo deur harde werk kan jy baie bereik. Hy gee wat nodig is en wat hy goed dink op die tyd reg is. En ek dink dit is baie belangrik vir my op die stadium waar ek is in my lewe. Om dit daar te hê. Aan die einde van elke program dan uit die koekpluk dan kom ons en dit is weer my tyd om te reflect. Dan gee jy vraag, gee my gous om net een van daai my prompts, dan sommer een van daai blikkies dan. Okay. Jy gaan nou nie onthou nie. Andries is nou baie jonger as ek en hy het my baie al en dit weet hy is 'n jonger man. Maar het jy vroeër jare het ouma so koekpluk gehad? En in daai koekpluk het daar altyd die lekkerste koekies gewees. Vir een of ander rede het hulle maar die ou floppies en goed dan maar hier voorgesit vir almal om dan maar te dip en eet. Maar die fancy is dit hierso binne in 'n koekpluk beland en as ouma in 'n dorp toe skiet of gou iewers, dan het jy nou daar in die kas opgeklim, 'n stoel met 'n boetie wat vasdruk en dan gaan haal jy nou die blik na van daar af. En dan kom jy met hom af en vir ons, een of ander rede kon ons hierdie blikke nooit oop kry nie. Ons vingers was te klein of ons was nie kragtig genoeg nie. Meeste van hierdie blikke vandag is vol van iemand se gordyn brackets en goedjies. Maar daai jaar het jy nou gesukkel en dan het jy hom nou eventually en dan kry jy nou die ding oop. En as jy oop kry het jy die magic cookies gehad. Nou in my wêreld vandag is dat ek hierdie blik oopgemaak en my magic wat ek kry vandag is Andries Coetzee. So dis my oomblik van terugreflect op wat dit is en ek dink wat vir my baie uitstaan is nommer 1, ek het jou baie gevolg op die veld. Jy het vir my fantastiese rugby gespeel. Jy het 'n never say die oomblik gehad altyd op daai veld. Ek kon altyd sien jy doesn't matter what you go for it maar en die nederigheid kom natuurlik baie sterk deur van jou, maar Andries wat vir my so mooi is van jou is die hoeveelheid wat jy wil teruggee. Jy is nie 'n ou wat wil vashou nie. Ek kan sommer dadelik sien jy's 'n ou wat you want to give. Jy wil seker maak jy wil seuns vorentoe vat. Jy's 'n tipe persoon wat mense vorentoe wil vat en vir my is die koekpluk vandag is 'n Andries Coetzee en ek wens daar's Andries Coetzees daar buite wat bereid is om ook hulle effer daar buite te sit en terug te gee, maar ook te besef en een godvreesend te wees, maar tweedens ook te besef dat daar's nie noodwendig koekies vandag binne in nie. Maar ouma gaan weer bak en ek sal op die regte tyd kry. Jy het nou nogal mooi gesê on God's time, toe ek voorberei het jy nogal gesê alles is op God se tyd. So op God se tyd sal beloof ek jou van jou blik weer te vol wees en dan gaan jy daai groot blik wat daar sal staan propvol Andries Coetzees wees. Maar I salute you. Dankie vir stunning rugby en dankie dat ons Andries Coetzee het wat laities vandag vuurwarm vorentoe vat. Ek waardeer jou. Baie dankie. Dat is het. Dankie. Dat is het. Vertel ons je story.